As ek dink aan 'n vraag eerstens wat ek sou kon gevra het vandag hier is, wie almal hier glo in Jesus? As ek dit moes vra vandag en mense sal hand opsteek, is ek redelik, waarskynlik is die kans groot dat die 95% plus van julle hande sal opsteek en te sê, ek glo in Jesus. Ek erken hom in my lewe, op een of ander vlak of manier. Maar 'n ander vraag wat ek eintlik by jou wil los in die begin van hierdie boodskap, buite net ons geloof in Jesus, is die volgende vraag, wil ek net 'n oomblik oor dink. Dis die vraag van, is jou geloof in Jesus iets persoonlik en niks met niemand hier te doen nie? Of strek dit weier? Is iets wat jy net tussen jou en die Here is en dit het niks met niemand te doen nie? Of is daar meer? Dink 'n bietjie daaroor en terwyl jy daar dink, wil ek jou nooi om sommer saam met my slank te blaai na Handelinge 2 toe, waar ons dan nou 'n gedeelte gaan lees. Net voor ons daar gaan lees, wil ek net vir jou 'n bietjie agtergrond gee op hierdie spesifieke gedeelte. So hierdie gedeelte waar ons gaan lees, speel af waar Jesus natuurlik reeds opgestaan het uit die dood uit. Reeds 40 dae op die aarde was, verskyn het aan meer as 500 van sy volgers in sy verheerlikte liggaam, reeds opgevaar het hemel toe, en daar saam gebid was vir 10 dae van die volgers van Jesus, en daar die Heilige Gees uitgestort is, op Pinksterdag. En dan vind ons waar daar so wat 3000 mense tot bekering kom. Jesus aanneem, so wanneer ons die gedeelte gaan lees, ons vandag gaan lees, is al reeds so wat kerk van 3000 plus mense, wat al saamreis, vars bekeerlinge is, en in 'n sekere sin asof die kerk 'n skoon canvas gekry het, om te sê, ons het nou geleentheid om deur die Here wat saam met hulle reis, 'n nuwe storie te skryf, hoe die kerk gaan lyk vorentoe. En dis 'n groot deel van hierdie reeks, so radikaal anders, gaan juis oor om terug te keer en te kyk hoe die vroeë kerk gefunksioneer het, en wat ons kan leer by hulle, hoe hulle radikaal anders was, as die samelewing waarin hulle geleef het in daardie tyd. So, jy is welkom saam met te lees vanaf vers 42 van Handelinge 2, en ons gaan 'n gedeelte in Handelinge 4 ook nou lees. Die volgende gedeelte sê, waar Lukas skryf, hy sê, en hulle het hulle volledig gewy aan die leer van die apostels, aan die versorging van mekaar, aan die gemeenskaplike maaltye en aan gebede. Diep onsag het oor elke persoon gekom, en die apostels het baie wonders en wondertekens laat plaasvind. Al die gelowiges het gereeld by mekaar gekom, en hulle het alles wat hulle besit het, met mekaar gedeel. Dan spring ons, as jy so kan, 'n stukkie aanblaai na Handelinge 4 toe, vers 32, 'n baie kort gedeelte wat ek net wil uitlig ook. Die eerste gedeelte van daai vers wat sê, al die gelowiges was in hart en siel een. Ons sien hier 'n beskrywing van die vroeë kerk, hoe hulle gefunksioneer het. En die vraag is, wat was van die dinge wat hulle radikaal anders gemaak het in hulle tyd wat hulle geleef het? Die een ding wat ons by gaan stil staan vandag, is radikale gemeenskap. Dis iets wat anders was in hulle, kenmerkend was. Nou die woord gemeenskap in die Engels gebruik die woord ook fellowship of community, 'n woord wat ons dalk nie baie gebruik, maar ek wonder of jy weet wat daai betekenis van daai woord is. So ons praat vandag oor radikale gemeenskap. Ek wil net vir een of twee beskrywings gee, dat jy net die regte prentjie het ook, as ons praat vandag oor radikale gemeenskap. En hier's 'n paar definisies, beskrywings daarvan, ek net graag vir jou wil los volgende. Die eerste is, gemeenskap is 'n bonatuurlike vennootskap, waar gelowiges hul lewens onselfsugtig deel met mekaar, omdat hulle almal saam aan Christus behoort. Kan jy hoor die saamhorigheid? Almal saam wat aan Christus behoort, daar's 'n vennootskap. Dan hierdie teoloog Gilbert Belexikian, wat die volgende kom sê het, hy sê, community is the relational glue that holds the followers of Jesus together. It's the place where we move
from I to we. 'n skuif van fokus van ons lewe buiten ons eie individuele lewe na ons toe. En dan Eugene Peterson, teoloog en vertaler ook van die Bybel, die Message vertaling, hy sê, fellowship is not a social club. It's the hard work of staying with people who are different from us, through thick and thin, for the sake of Christ. Ek hoop jy kry 'n prentjie al, iets van wat hierdie radikale gemeenskap behels. Jou en my verwysingsraamwerk is dalk beperk in die opsig van wat ons verstaan van kerk, maar kom ek vat net terug na Handelinge 2 toe. 120 gelowiges bymekaar. Hulle bid, Heilige Gees word uitgestort, en daar is 'n spreek in verskillende wêreldtale wat plaasvind. As jy gaan lees in daai gedeelte, dan praat dit van verskillende kulture wat omstaan en hulle hoor ewe skielik hulle taal wat gepraat word deur hierdie aanvanklik net Joodse gelowiges wat uit die Joodse kultuur uitkom. As jy gaan mooi kyk, is daar so wat 17, definitief 17 verskillende kulture en tale wat ewe skielik uitgespreek word daar. In daai gedeelte waar die Heilige Gees uitgestort word. En so is dit veilig vandag te sê dat hierdie vroeë kerk het nie bestaan net uit een kultuur nie. Dit bestaan uit verskillende kulture, verskillende tale, mense uit verskillende agtergronde wat verskillend groot geword het, wat eintlik buiten Jesus niks eintlik met mekaar noodwendig in gemeen gehad het nie. Mense wat dalk nooit mekaar ontmoet het, begeerte gehad het om noodwendig uit te reik na mekaar toe nie. Ewe skielik word hulle saamgetrek as gevolg van die gemeenskaplike geloof in Jesus Christus. Ek en jy vandag wat hier sit, alhoewel ons 'n gemeenskaplike taal deel, en dit ons ook op 'n manier by mekaar bring as hier by Kruik, ek wil glo dat daar van julle hier is wat nooit mekaar sou ontmoet het, of leer ken het, as dit nie vir 'n kerkbijeenkoms soos hierdie was nie. Mense wat nooit in jou werkskringe of vriendekringe of familiekringe was nie, en hier het jy begin mense ontmoet, dalk nuwe vriende maak hier by hierdie kerkbijeenkomste, en beleef het hoe diverse groep mense by mekaar kom en gemeenskaplik by mekaar is een in hart en siel. En dit is die hart van God, dit is 'n hart wat wyd is, wat sê ek het gekom sodat die hele wêreld na my toe kan kom, om elke volk, kultuur en taal te kan by mekaar bring. En te sê hierdie is deel van die kerk van Jesus, die fellowship wat hy kom bring het. So, dis vandag ons fondasie wat ons lê, en dit bring ons by die volgende deel van, hoe beïnvloed jy in my lewe vandag hier, in 2026. Vanuit hierdie gedeelte in Handelinge 2, wil ek graag met jou 3 pilare net deel, oor hoe gemeenskaplike kerk lyk, hoe radikale gemeenskap vir jou en my lyk. Die eerste daarvan vandag wat ons wil kyk is, ek en jy is geroep tot 'n geestelike familie. Om saam 'n familie te kan wees en te besef dat terwyl ons lewe in 'n individuele wêreld, 'n wêreld wat sê jy kan op jou eie funksioneer apart van ander mense. Ons eintlik geroep word ook tot 'n groter deel van die ek na die ons toe. As 'n familie saam. Nou ek wil volgens so 'n illustrasie gebruik, 'n voorbeeld wat miskien vreemd gaan lyk op die skerm, van 2 yskaste en 'n gesin. Dit gaan ook nie vir jou sin maak dadelik nie. Yskas plus yskas is gelyk aan 'n gelukkige, gesonde gesin. Ek weet daar's 'n gesegde wat sê die pad na 'n man se hart is kos. Maar kos, dis gaan meer as dit oor hierdie gedeelte. Ek wil vir jou net verduidelik wat hier aangaan. Die eerste yskas verwys na, in die Engels wat praat van fridge rights. Fridge rights is wanneer ek en jy kan dink aan die eie gesinsopset. Almal wat saam bly in hierdie gesin by die huis, kan enige tyd die yskas oopmaak.
kan te sê, weet jy wat, ek hoef nie elke keer toestemming te vra, kan ek iets uitsaal uit die yskas nie. En te besef, hoorie maar, dit is die voorreg wat ek het om deel van 'n familie of 'n gesin te wees. Ek is jammer vir die wat dalk tieners in die huis het, ek dink dit raak baie keer uitdagend, asof daai yskas dalk baie oop gemaak word. Maar die voorreg wat 'n gesin het om te sê, weet jy wat, daar is 'n spasie wat ek kan vat, wat ek nodig het, wat ek wil hê, want dit is my gesin, dis my huis. So ook binne die kerk, is daar sekere voorregte wat ek en jy kan hê. Die voorreg om in teenwoordigheid mekaar se lewe te kan wees. Die voorreg soos Handelinge 2 kerk gedoen het, hulle het die voorreg gehad om gereeld saam te eet, maaltye. Dis eintlik deel ook van die vroeë kerk, om te sê ons deel lewe saam, ons kuier saam, ons geniet mekaar se teenwoordigheid, ons deel ons lewens met mekaar. 'n Voorreg wat dit is, 'n free right van die kerk van Jesus ook. Maar as 'n gesin net bestaan uit voorregte uit, kan dinge uit hand uitdruk ook. En daarom is daar die tweede yskas nodig, want op hierdie yskas deur, as jy hom toemaak en sien en maar wag, daar is 'n bordjie wat sê chores. Sekere dinge wat moet gebeur in 'n huis, wat om 'n huis te laat funksioneer, binne 'n gesin byvoorbeeld, moet daar beddens opgemaak word, daar moet skottelgoed gewas word, dinge wat moet weggepak word. Nou ja, ek weet party van julle gesin is dit nog 'n ligkasteel droom. Ek wens dit kan so wees, dit is mooi, alles in plek val. Veral as jong kinders het, is moeilik om daai chaos te beheer. Maar die feit van die saak is dat ons streef na 'n plek van, dat daar tot 'n mate van orde is, tussen die voorregte. En te besef, saam met voorregte, 'n gesonde gelukkige gesin, kort daar ook verantwoordelikheid. Sekere verantwoordelikheid wat geneem moet word, sodat 'n gesin kan gelukkig en gesond kan funksioneer. Selfs in die liggaam van Christus, binne die kerk, het ek en jy moet besef dat, ja, ons het wonderlike voorregte, om mekaar se teenwoordigheid te wees, om lewe te kan deel, maar daar is ook verantwoordelikheid, wat gaan saam met die kerk van Jesus, om deel van die geestelike familie en gesin te kan wees. Dit los ons by die vraag vandag, wat is dan hierdie voorregte en verantwoordelikhede wat ek en jy het binne die geloofsgesin? Ek wil graag met jou dit ook deel vandag, om te kyk na hoe lyk dit verder vorentoe. En dit is die eerste ding wat ek daarmee wil praat, is dink aan voorregte en verantwoordelikheid, is ek en jy is geroep tot versorging van mekaar. Ons het dit gelees in Handelinge 2, die vroeë kerk wat mekaar versorg het. Hoe lyk hierdie in dag tot dag lewe? Ek dink vandag kyk dit eers na die feit dat hierdie gaan oor 'n plek wat ons opreg omgee vir mekaar. Wat ons werklik belangstel in die mense se lewens om ons. Dit sê ek wil uitreik, ek wil hoor wat in jou lewe wêreld aangaan. Ek wil verstaan hoe jy funksioneer in jou lewe. En te besef die waarde van, saam met versorging, is dit eintlik ook gekoppel aan aanmoediging, aansporing. Om te sê, ek wil jou aanmoedig, ek wil jou opbou, ek wil graag sien dat jy groei in jou pad saam met die Here en as mens. En daarom ook die Hebreërs skrywer gee vir ons 'n duidelike riglyn ook oor hierdie aansporing, versorging van ons lewe. Ek wil graag vir jou lees in Hebreërs 10 vers 24 wat hy skryf. Hy sê, laat ons voortdurend aandag gee aan mekaar, hoe ons mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie dade. Aandag gee mekaar, aanspoor tot liefde en goeie dade. Ek en jy as familie van Christus, ons is geroep om mekaar aan te spoor, om aandag te gee aan mekaar, om daar te wees, te sê, weet jy wat, ek is nie net op my eie stasie hier by Kruik nie. Maar ek moet nodig baie keer om my te kyk en te besef, hier's mense om my wat die Here my voorroep om te versorg, aan te spoor, aan te moedig. Wie is daardie mense? Die feit van die saak is dat daardeur
ek en jy die geleentheid het om te kan bou in mense se lewe, om groei te kan bring vir ander mense, hulle te kan verryk op een of ander manier. Nou een sosiale netwerk of platform wat baie suksesvol die afgelope jare was, is bekend as Strava. Ek weet nie of julle al van dit gehoor het nie. Van julle ken vir Strava. Wie is op Strava? Ek wil net sien. Hier is 'n paar van julle. Dit gegroei van 'n baie klein gemeenskap toe wat bestaan uit fietsryers en drawers meestal. Dis eintlik, hulle praat van die Facebook van drawers en fietsryers en mense wat oefen. Waar hulle kan hulle oefen sessies kan post en mense kan dan likes gee, mense kan kom en daarop. Dit gegroei vandag tot 180 miljoen verbruikers. Hulle het iets besef of verstaan dat as jy wat oefen aanmoediging kry, is daar hulle praat van kudos, 'n like. En net daar besef van, hoorie, daar is mense om my wat sien en besef en erken, ek oefen. Hoe dit ander mense motiveer om te sê, maar nou wil ek juist oefen, nou wil ek my beste gee, want ek weet ek is nie alleen op hierdie moeilike pad nie, van oefening nie. Daar's mense wat my aanmoedig, wat my aanspoor, spreekwoordelik soos hierdie foto, wat jy beleef, daar's mense, al is hulle nie fisies in persoon daar nie, maar op 'n digitale manier my aanmoedig. Iets wat eintlik 'n konsep is wat die vroeë kerk ook verstaan het, om te sê ons is daar om mekaar aan te moedig. Meer as net om op 'n skerm 'n knoppie te druk, word ek en jy aangemoedig om in persoon by mense te kan stil staan, daar te kan wees, weet jy wat, ek is bereid om selfs opofferings te maak, sodat jy kan groei, sodat jy kan sterk wees op jou geloofsreis saam met die Here. Dis waarna toe ons geroep word, om mekaar aan te spoor, te versorg, daar te wees in moeilike tye ook. En daarom die vraag wat ek vandag vir jou vra is, vir wie versorg en bemoedig jy tans hier by Kruik, as deel van hierdie familie van God? Wie is jy tans daarvoor om aan te moedig, om by te staan? Dietrich Bonhoeffer, teoloog, ons het laasweek om aangehaal ook, het die volgende gesê oor gemeenskap en aanmoediging. Hy kom sê, spiritual formation happens best in the context of community. We cannot grow into the likeness of Christ in isolation. Ek en jy kan nie geestelik groei sonder ander mense se betrokkenheid in ons lewe nie. Ons kan probeer, en dit gaan baie keer, gaan dit goed begin, maar dit gaan gewoonlik iewers gaan mense uit die bus uitval, want jy het mense nodig. Mense nodig wat jou aanmoedig, aanspoor, versorg. En ander mense het jou nodig, sodat jy by 'n plek van groei kan wees geestelik. Dis waarvoor ons geroep is, versorging van mekaar, om daar te kan wees in alle situasies. Maar verder ook vandag kyk ons na nog 'n pilaar, wat deel vorm van hierdie radikale gemeenskap. Dat ek en jy buiten geroepe versorging, ons geroep is ook tot aanspreeklikheid van mekaar. Kom ek verduidelik vir jou aanspreeklikheid net vir 'n oomblik. Jy wonder dalk wat behels dit? Dit klink soos 'n ongemaklike woord. Ek wil begin vandag vir jou te sê dat aanspreeklikheid gaan nie oor beheer of veroordeling van ons medegelowige nie. Maar dit gaan oor beskerming en groei van die mense om jou. Om die waarheid in liefde met ander te kan deel tot hulle beskerming en groei. Jy sien, aanspreeklikheid is 'n daad van liefde, om te keer dat 'n persoon in isolasie afdwaal van die pad af. Maar te kan besef dat, omdat ons so lief is vir ons medegelowiges, wil ons nie graag sien dat hulle struikel en val en seer kry en mis wat God vir hulle instoor het vir hulle lewe nie. Ons het mekaar nodig. John Mark Comer, ook 'n prediker en skrywer, hy sê die volgende oor fellowship. Hy sê fellowship is the commitment to live in a community of accountability.
where we are known, loved, challenged to become more like Jesus. A community of accountability. Dit is waar ek en jy kan besef, daar's mense wat na my kyk, wat omsien op my in liefde en omgee genoeg, om te sê, hoorie, ek is dalk bekommerd oor jou. Ek is bekommerd oor die pad wat jy neem, ek wil graag hê dat jy moet let op. Dalk is daar 'n blinde kol in jou lewe, wat jy nie besef waarmee jy besig is nie. En ek gee genoeg om vir jou te kan uitwys, om daar vir jou te kan wees. In liefde. As ons meer soos Jesus wil word, het ons nodig dat mense soms regheid en waarheid in jou my lewe kom inspreek. Interessant genoeg is, in hierdie week in ons Bybelleesplan, die wat dit volg, het ons deur Galasiërs gereis. In die brief van Galasiërs kom Paulus in Galasiërs 2 en hy praat oor openlik hoe hy vir Petrus aangespreek het. Petrus is tussen ander gelowiges, maar daar kom ook sekere gelowiges by wat voorheen Jode was. En Petrus kom doen iets, hy in plaas van om saam met die ander nie-Joodse mense te sit, besluit hy om half te klik, saam met hierdie mense wat nie uit die Joodse geloof kom, homself te isoleer tot 'n sekere sin van die nie-Joodse mense. En ewe skielik, omdat Petrus 'n leier ook is daar ander mense wat hom volg. Hulle vorm hierdie klik van ons is eintlik Joodse Christene. Paulus sien dit raak en hy spreek vir Petrus aan hieroor. Hy sê vir hom, jy kan nie so maak nie, ons kan nie meer assosieer net met Oud-testamentiese wet nie, ons is nou volgers van Jesus, onder die genade van God. En in liefde kom Paulus en help vir Petrus reg. Hy besef die waarde van aanspreeklikheid. Nou ons sien nie Petrus reaksie in daai gedeelte nie, maar daar's geen teken van beswaar nie. Dat hy oop was hiervoor, waarskynlik om te sê, weet jy, dankie. 'n plek van erkenning van ek het nodig om reggehelp te word in hierdie situasie. Hier is moeilike goed om te bewerk in ons lewe, want dit kan soms ongemaklik wees vir jou in my lewe, as iemand na jou toe kom en sê, hoorie, ek wil met jou praat oor iets wat my pla in jou lewe. En dis, ek dink, 'n groot plek van groei vir die kerk van Jesus, oor die algemeen. Maar vandag is die uitnodiging vir jou en my, as ons wil radikaal anders wil leef hier op aarde, moet ons by 'n plek kom wat ons oop sal wees ook vir inspraak in ons lewe. Om te besef, ek en jy het dit nodig, en eintlik dankie te kan sê, as mense na ons te kom. Here, dankie dat jy soveel omgee vir my, om in te spreek in my lewe. Paulus gaan verder aan Galasiërs 6, Galasiërs en dan in dieselfde brief wat hy vir Petrus aangespreek en dan sê die volgende woorde. Broers, as iemand een of ander sonde val, moet julle wat deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in die versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Kan jy hoor die liefde in hierdie woorde van Paulus? Nie veroordeling, nie klippe gooi na iemand toe nie, nie trap op iemand nie, maar uit 'n plek van liefde, waar die Gees mens lei om te besef, ek gee om jou reg te help, om daar te wees vir jou in die lewe, om te sê, ek gee soveel om jou reg te help in die lewe. In Matteus 18 kom Jesus en in 'n lering kom vertel hy ook juis oor hierdie hele ding van aanspreeklikheid, waar hy sê, as jy probleme met iemand het, dalk 'n verhoudingskwessie of iets, gaan na die persoon toe alleen, 1 tot 1. Probeer dit regstel, praat dit uit, dat daar versoening kan plaasvind in daai verhouding. En hy sê, as jy nie kan regkom nie, kry dan 'n neutrale buitepersoon om in te kom en deel van hierdie gesprek te wees, om dit te kan fasiliteer, versoening te kan bring. En dis baie keer die ding van, binne die kerkwêreld dit gebeur ook, dat mense soms striweling het, konflik het, verskille het. Maar ek en jy word geroep tot versoening.
om oog tot oog hierdie te kan uit te sorteer en te besef, ons word geroep tot eenheid en liefde. Een in hart, een in siel te kan wees. En dis waar aanspreeklikheid ons help in ons lewe om te besef, ons moet dinge uitsorteer, dinge oophou in ons lewe. Meer as net jy wat na iemand toe gaan, wil ek vandag ook jou uitdaag. Wees oop dat iemand kan inspraak lewer in jou lewe in. Elkeen van ons het ten minste een persoon nodig in ons lewe wat buite dalk jou vrou of jou man, wat jy kan sê ek is eerlik en oop met hierdie persoon. Ek het niks om weg te steek nie. Jy kan inspraak lewer in my lewe in. Ek is oop en ontvanklik daarvoor. Mag ek en jy iets verstaan en leer en besef van die waarde van aanspreeklikheid, waarna toe ons geroep word. Nou vandag wil ek net by jou die laaste deel van my boodskap 'n paar praktiese goed los. So eenvoudig, maar fundamenteel vir jou in my lewe, as ons wil graag radikale gemeenskappe leef, hier op aarde, in ons gemeente ook, hier by Kruik. Die eerste daarvan wat ek net by wil los is eenvoudig van om gereeld kerkdienste by te woon, kerkbijeenkomste. Ek besef, ek preek vanoggend vir die gereddes, die van julle wat hier so reeds hier is, maar ek wil dit tog noem, die belangrikheid daarvan om te besef, ek en jy kom nie net na 'n kerkdiens toe op 'n Sondag, net om tyd op te maak, omdat ons niks anders het om te doen nie. Ek en jy kom kerkdienste toe, want dit is deel van waarvoor ons geroep is, as 'n geestelike familie. Dis 'n voorreg, en so 'n verantwoordelikheid, ten wille van, nie net van jouself nie, maar van die mense om jou, te sê ek wil daar ook vir ander wees. En ek dink daar is begrip vir baie goed, waar mense soms gaan op wegbreke, waar daar sporttoere is en al die goed, en ek dink by ons kerkleierskap se kant, ons verstaan dit 100%. Maar om te besef ook dat, dis waarna toe ons geroep word, Hebreërs skrywer ook wat verder in Hebreërs 10 gaan, en hy kom gee 'n boodskap nie van veroordeling van wet nie, maar van aanmoediging, wat hy die volgende kom sê. Laat ons tog nie soos party gemeentelede die gewoonte het, versuim om die gemeentebyeenkomste by te woon nie. Kom ons moedig mekaar aan, nog meer omdat ons sien, dat die dag van Christus al hoe nader kom. Vandag het ek en die voorreg om so saam te wees. Daar's baie lande en plekke wat nie eers die geleentheid het om so saam te kan kom nie, so vol van beperking op Christelike geloof. Mag ons dit nie vanselfsprekend neem nie. Mag ons besef die waarde van 'n geestelike familie, radikale gemeenskap saam. Tweedens vandag kan ons praat oor gereeld jouself af te vra, hierdie twee vrae. Vir wie versorg en bemoedig ek binne die liggaam van Christus? Om 'n bietjie weier te kyk in jou eie lewe en te besef daar's mense om jou wat jy kan waarde toevoeg, ook binne hierdie familie van God. Nog 'n vraag is, wie gee ek toestemming om my aanspreeklik te hou vir my lewe? Daardie aanspreeklikheid wat ek en jy nodig het vir gesonde geestelike groei ook in ons lewe. Dan die derde en laaste ding wat ek met jou wil deel prakties, vandag oor radikale gemeenskap praat, is skakel in, iewers by 'n klein of kleiner groep, as net so groot byeenkoms saam wat ons hier het. Dis wonderlik wat ek en jy kan hê om hier saam te wees op 'n Sondag, maar glo jy sal saam mee stem dat dis onmoontlik, dat ek en jy werklik almal kan leer ken, werklik effektief almal kan saam ondersteun in so groot groep. En die vroeë kerk ook, het nie 'n kerkgebou gehad soos ons vandag hier het nie. Die vroeë Handelinge kerk was 'n kerk wat in huise bymekaar gekom het. En vanuit daai plek het hulle soms ook by die sinagoge bymekaar gekom. Maar dat die DNA van gesonde kerk ook is kleiner groepe. Vandag wil ek net vir 'n paar noem, en die eerste daarvan is natuurlik ons klein groepe by Kruik. Ons het 'n hele klomp klein groepe wat mekaar kom in die weekliks, iewers op weekse aande. En as jy dalk oorweeg om deel te word so klein groep, wil ek jou aanraai, sit jou naam op daar by die kontakpunt vir ons. Daar's 'n lys. Ek sal jou kontak, jou opvolg. Dis nog nie te laat om deel te vorm ook van hierdie radikale anders reeks ook nie.
as jy graag inskakel. Buiten ons klassieke kleingroepe is daar ook dinge soos bedieninge. Verskillende bedieninge by Kruik, vanaf die kinderkerk daaronder, hierdie musiekspan, verskillende bedieninge, uitreike byvoorbeeld, maniere wat ook 'n vorm van kleingroep is, waar mense in kleiner groepe saam reis en lewe deel. En die waarheid is, daar waar mense bedieninge betrokke by Kruik is ook 'n plekke waar ons baie meer kan weet wat in mense se lewenswêreld aangaan. Hulle baie beter kan ondersteun, kan weet as iemand dalk deur 'n moeilike tyd gaan, omdat ons gereeld kontak met hulle het, binne ons verskillende bedieningsleiers. Nog 'n plek waar jy kan deel word van 'n klein groep. En so wil ek jou nooi om vandag te kan dink oor verskillende maniere, plekke waar jy kan lewe kan deel, soos wat die vroeë kerk gedoen het. Miskien het jy al reeds 'n groep vriendekring hier by Kruik, om te sê, miskien moet ons by mekaar kom, meer gereeld vir mekaar saam bid en ondersteuning bied op 'n geestelike vlak. Maar vandag, ek hoop jy hoor die boodskap van ons is meer geroep as net vir onsself. 'n Groter prentjie. Ek het vanoggend begin met die vraag van jou geloof. Is jou geloof net persoonlik? Niks en niemand te doen nie, of is dit weier? Ek wil vandag weer hierdie vraag mee afsluit. Ek hoop dat jy bietjie weier kyk na hierdie vraag vandag. Die waarheid is, ek en jy is geroep vir meer as net onsself. Meer as net ek en Jesus. Maar dat ek, Jesus, mekaar en ander weier is. Dat ek en jy voorreg het om so persoonlik met mekaar te kom, lewe te kan deel, bemoedig te kan word, maar ook 'n voorreg en 'n verantwoordelikheid wat ons het. 'n Verantwoordelikheid te sê, Here, ek wil ook 'n verskil maak vir ander. Ek wil graag ander aanspoor, aanmoedig, versorg. Ook daar wees om ander te kan, myself te kan aanspreeklik hou op hierdie pad saam met die Here. Vandag nooi ek jou om saam met ander te stap. Kom ons wees radikale gemeenskap hier in Secunda, wat sê ons is daar vir mekaar, meer as net vir jou en vir myself. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Hemelse Vader, ons kom na U toe vanoggend en ons sê vir U dankie dat ons U ons Vader kan noem. Maar dit beteken vandag ook dat ons besef, ons is kinders van U, ons is ook mede broers en susters van mekaar. 'n Gesin wat saam is, 'n geestelike gesin, en ek wil bid vandag, Here, dat U ons opnuut weer sal saamvoeg en saambind met U liefde. Here, dat Kruik gemeente sal geken word as 'n radikale gemeenskap. Gemeenskap wat nie net vir hulle self leef, Here, maar daar vir mekaar is en werklik mekaar versorg, mekaar opbou en ook mekaar aanspreeklik hou waar nodig. Here, dankie vandag dat U ons lei en ons pad kom gelyk maak. Here, mag hierdie gemeente 'n helder lig wees wat skyn in hierdie gemeenskap. En mense hoop sal vind, mense wat dalk buitestanders is, sal sê, maar ek wil ook deel wees van hierdie gemeenskap van liefde. Ek wil behoort, want hier ervaar ek God se liefde, hier ervaar ek 'n geestelike familie. Dankie dat U ons help, Here, en ons lei in alle wysheid rondom dit ook, Here. Vader, ons bid dit in die naam van Jesus alleen. Amen.